Ons lees die oordenking vir 13 Februarie uit die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizet Marie. Die opskrif vandag is regter, vriend en raadgewer. Ons teksvers kom uit 1 Samuel 30 vers 8. Dawid het die Here geraadpleeg. Moet ek hierdie bende agtervolg? Sal ek hulle inhaal? Die Here het hom geantwoord, ja, want jy sal hulle inhaal en jou mense red. God was Dawid se vriend. Hy was Dawid se gespreksgenoot. Dawid het enige tyd van die dag of nag spontaan met hom gesels en hom oor alles geraadpleeg. Vriend teenoor vriend. Hy het nie op die ingewing van die oomblik 'n stad binnegeval of 'n oorlog begin sonder om eers die Here se leiding te soek nie. Net soos 'n mens later weet wat 'n spesifieke persoon dink of voel omdat jy in 'n elke dagse noue verbintenis met hom of haar leef, so is dit nodig om 'n intieme persoonlike verhouding met die Here te hê, om sy stem te kan herken. Mense sê al te maklik, die Here het vir my gesê. Dit is gevaarlik om aan te neem dat dit die Here is wat iets vir jou sê, indien jy hom net in noodsituasies aanroep. Toe Dawid en Abisai op 'n keer Saul se kamp binnesluip en die koning en al sy manskappe vas in die slaap vind, het Abisai vasgeglo dat dit die Here is wat hulle aan Dawid wou oorgee. Dawid het hom egter verhoed om Saul te vermoor, omdat hy geen opdrag van die Here ontvang het om dit te doen nie. Die Here was deel van Dawid se opstaan en gaan slaap, sy dag en sy nag. Daarom kon hy so mooi in Psalm 63 skryf, as ek aan U dink op my bed, in die nagwake oor U pyns. Here, help my om gedurig deur van U bewus te wees. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizet se kontakbesonderhede in die inligtingsparagraaf van die kanaal. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizet se ander publikasies wat hier beskikbaar is.